Praat vanmiddag oor franchises. Ek gesels met Jan Davel. Hy is voorsitter van FASA, die Franchise Vereniging van Suid-Afrika. Hy is ook 'n kommersiële prokureur en konsessie-eienaar in die eiendomsmark. Ons gebruik die woord konsessies. Jan, as ek nou 'n konsessie wil koop, ek wil 'n konsessiehouer word, watter vrae moet ek die konsessie-eienaar vra? Amorei, vanweë die groot verskeidenheid geleenthede wat daar beskikbaar is, kan daar klein verskille wees. So ek gaan jou antwoord by wyse van beginsels. En dit is dat die voornemende konsessiekoper moet aanvaar dat hierdie besigheidstransaksie so goed is soos 'n verdere huwelik waarin hy gaan tree. Dis 'n langtermyn verhouding, so hy moet baie seker maak wat sy verwagtinge is, sowel as wat die ander party se verwagtinge is. Hy moet gaan seker maak wat sy verpligtinge gaan wees, sowel as die verpligtinge van die ander kant. Hy moet weet wat sy langtermynvisie, waar sien hy homself oor 3 jaar, oor 5 jaar, en natuurlik moet hy weet hoe gaan dit met die skoonfamilie. Hy moet met ander woorde weet wie is die ander konsessie-eienaars, hoe lyk hulle, wat doen hulle, wat is hulle omstandighede, as wat staan hulle bekend in die mark. Natuurlik baie belangrik om te weet of kan hy dit bekostig. Met ander woorde, hy moet seker maak hy kry genoeg finansiële inligting rondom insetkoste, aaneenlopende koste, gelykbreekpunte, winsprojeksies. Hy moet weet wat word verwag van hom om personeel te bestuur, wat se infrastruktuur hy moet bestuur, wat se gebeurlikhede byvoorbeeld daar kan wees soos diefstal, brand en sulke probleme. En die baie belangrike goed is om maar na te kyk, soos in enige ander besigheid, is daar ekonomiese invloede, politieke invloede, tegnologiese invloede, wat is die wetgewing, wat is die regulasies. So dit gaan oor, ken die ander party, weet waar jy staan en weet wat daar van jou verwag gaan word. Kan mens byvoorbeeld vra, sien nou maar ek speel bankrot as franchise voor dit die einde van my kontrak is. Hoe gaan julle my daai help? Dit is tipies een van daardie gebeurlikhede waarna ek verwys. So jy weet, mens kan praat van bankrotskap, jy kan praat van dood, jy kan praat van ongesteldheid, jy kan praat van 'n uitval tussen twee vennote in een konsessie, en dikwels maak die konsessie ooreenkoms baie duidelik voorsiening daarvoor, en mens moet soveel as moontlik vra en seker maak dat jou risiko's almal afgedek is. So weer eens hang dit af, wat is die konsessie eienaar se kontraktuele situasie. Maar gelukkig, soos ek verlede week vermeld het, daar is wetgewing, die Wet op Verbruikersbeskerming, daar is ook die FASA gedragskode, en ons maak baie seker dat aspekte soos dit, wanneer ek wil verkoop, wanneer ons finansiële probleme het, wanneer daar dood is, wat word van die regte en verpligtinge, en dit word dan deur die kontrak gereël, maar binne in die hand van wetgewing en aanvaarbare etieke kodes binne in die konsessie of franchising industrie. Jan, praat nou eerlik en reguit met my. Wat is die slaggate van 'n franchise? Konsessie. Weet jy, kyk, 'n franchise is so 'n algemene term, konsessie is streng gesproke korrek, maar weet jy, Amorei, die grootste slaggat, dink ek, wat mense waarskynlik kan maak, is hulle dink wanneer hulle die belegging gemaak het om in die model in te koop, is dit dat hulle nou kan ophou werk. Weereens afhangende van in watter konsessiebedryf mens mens betrokke raak, en indien jy bestuurders aanstel en jy bloot 'n belegger is, dan is daar seker uitsonderings. Maar die tipiese konsessie-eienaar in Suid-Afrika is die persoon wat die sleutels dra, en hy werk hard. Hy begin vroeg, hy werk laat, hy volg alles wat sy konsessie-eienaar doen. Hy bly in kontak met sy mede-konsessie-eienaars. Hy bly 'n entrepreneur, en die grootste fout wat baie konsessie-eienaars maak is hulle dink die besigheid gaan homself bestuur. 'n Konsessie is 'n model, dis 'n resep, dis idees, dis inligting, maar dikwels maak mense die fout en hulle dink hulle kan ophou werk, wat nie die geval is nie. Jy bedoel 'n konsessiehouer? Die konsessiehouer, dit gaan homself bestuur, ja. Die konsessiehouer, veral die een wat die sleutel dra, gaan vind hy werk baie harder as miskien voorheen waar hy in 'n betaalde posisie gewerk het. Die ander ding is natuurlik, mens moet jou besluit met wie jy homself omring en met wie jy trou in hierdie besigheidsverhouding. Dit is ongelukkig so dat in Suid-Afrika daar baie konsessie-eienaars of franchisors is wat nie aan al die nodige wetgewing, regulasie en standaarde voldoen nie. So FASA het ek weer eens vir u gesê, en ek sal dit weer sê, ons webwerf is www.fasa.co.za, en dit is baie belangrik om vas te stel wie is geakkrediteerde konsessie-eienaars wat dan die konsessies gee aan die hand van sekere standaarde met nodige blootleggings, goeie openbaarmakings,
Die kontrakte is in verstaanbare taal, baie duidelik, die nodige aspekte word gedek. So baie rolspelers buite gee voor om konsessie-eienaars of franchisors te wees, maar ons weet glad nie wat is die standaarde van hulle stelsels, hulle opleiding, hoe omvattend of hoe toereikend is die toerusting, wat is die ondersteuning. So FASA wat vir 33 jaar die waghond van die franchise-industrie in Suid-Afrika is, het baie inligting, daar's baie leesmateriaal, daar's konsultante wat kan raad gee, so mens moet oppas dat nie almal in Suid-Afrika wat voorgee om konsessie-eienaars te wees is wat hierdie wonderlike geleenthede bied, noodwendig getoets en die toets van tyd en die toets van wetgewing al deurstaan het nie. Hoe gaan dit met konsessies in Suid-Afrika? Brei dit uit? Baie goed. Dit gaan besonder goed as daar's verskeie entiteite of instansies wat besig is met navorsing, maar ek kan vir jou sê dat toonaangewende navorsing wat ongeveer 2 jaar oud is, was gedoen met die naam Franchise Factor deur 'n dame met die naam Bendita Gordon wat 'n absolute industriekenner is. En as ons kyk na wat gebeur het tussen 2008 na 2010 en ons het rede om te aanvaar die kurwe groei, is daar 'n toenemende groei en ontwikkeling wat plaasvind. Jy weet van die regering se groot probleme gaan oor kennisoordrames of oordrag. Dit gaan oor werkskeping. Dit is wat konsessie-eienaars en konsessienemers heeldag doen. Hulle skep nuwe werk, nuwe geleenthede. Die syfers groei. Daar is tans 17 industrieë in Suid-Afrika wat vatbaar is vir franchising of dan vir die konsessiemodel. Daar's ruimte vir meer. Ander lande soos Brasilië, Australië het baie meer geleenthede en met ander woorde die konsep kan baie groei in Suid-Afrika. Maar huidigelik het ons ongeveer 550 konsessie-eienaars of handelsmerke met ongeveer 30,000 konsessiehouers en dit groei en dit hou aan groei, so daar's voortdurend opleiding, nuwe besigheidsgeleenthede, nuwe werksgeleenthede en ons almal is die mening toegedaan dat 'n geweldige goeie invloed gespeel kan word in Suid-Afrika op verskeie gebiede met die groei. Anders as in die staat of die ander groter maatskappye vind ons dat daar toenemend werk geskep word en dat die tendens anders is en dat hier nie die sogenaamde uitval van mense is nie, maar dat opleiding en uitbreiding voortdurend plaasvind en beter doen. So Jan, die groot antwoord vandag is mense moet 'n draai gemaak by daai webtuiste, né? Ek dink hulle moet gerus gaan kyk daarna. Daar is natuurlik ook die inligtingssessies wat deur FASA aangebied word en ook deur verskeie ander rolspelers wat betrokke is as diensverskaffers tot FASA. Ek het ook vermeld dat die 4 groot banke almal konsessieafdelings of franchise divisions het, so mense moet nie oorhaastig wees nie. Ek sê weer, hierdie is soos 'n verdere huwelik waarin daar getree word. Maak seker jy ken die ander party, maak seker jy ken die skoonfamilie, maak seker jy weet wat se langtermyn doelwitte en vra eerder te veel vra. Wetgewing maak dit ook duidelik dat jy genoeg tyd moet hê om regsadvies in te win oor die kontrak. Wetgewing bepaal ook jy het selfs 'n afkoelperiode nadat jy dalk 'n kontrak geteken het. So voordat mense geld spandeer, maak seker jy weet wat die verwagtinge, verpligtinge, situasies, impak is en soos enige ander langtermynverhouding moet mens maar net seker maak jy is altyd in oop en eerlike kommunikasie. Partye gaan afhanklik van mekaar wees. So as 'n mens ongemaklik is met laat inligting nie gegee wil word nie, moet jy die vraag vra hoekom en waarom en daar is genoeg kenners beskikbaar via die FASA netwerk om alle inligting te gaan toets. Dankie Jan. Baie dankie Amorey. So gesels Jan Davel, voorsitter van FASA en dit is die Suid-Afrikaanse Franchise Vereniging. Jy kan dit draai gemaak op die webtuiste www.fasa.co.za.